Ja, dis Paasfees en ons dink aan ons verlosser Jesus Christus daar in Getsemane waar hy gaan bid het, né? Getsemane, wat beteken die naam Getsemane vir ons? In Aramees beteken die woord Getsemane olyfpers. Wanneer olywe die eerste keer in 'n olyfpers fyn gemaak word, is die olie wat uitvloei so rooi soos bloed. Ja, Jesus sou sy bloed stort sodat mense gered kon word. Daarbenewens het die olie ook die karakter van heiliging, heling, genesing, versorging en salwing. Getsemane herinner ons aan al daardie donker en die onheilsame geleenthede in ons eie lewens, né? Die tyd wanneer alle hoop vervaag en jy dink dat die daglig nooit weer sal deurbreek vir jou in jou lewe nie. Jesus se lydingsweg waarborg egter dat ons nooit, maar nooit van God verlate sal wees nie. Ons belewenis uiteraard kom nie naastenby die seun van die mens nie. Broos soos enige mens is, bid hy Jesus verskeie kere dat die beker van hom af weggeneem moet word. Kan jy Jesus se hartseer pyn voel? Kan jy dit ervaar? Sien jy hom daar aan die kruis? Weet jy hoe het hy gevoel? En weet dat Jesus dit dubbel so swaar ervaar. Dis nie net die oomblik wat hy aan die kruis gehang het nie. Ek dink so 'n oomblik, Jesus in sy mensheid, maar ook God. Jesus ly en God ly saam met Jesus. Dis dubbel hartseer en dubbel pyn. Dis nie net die dood nie, maar die vernedering, die mishandeling en die emosionele ontbering waaraan Jesus dink. God, sy Vader, kon hom dit spaar. Ja, jou en my heilige God wat ons geskaap het, kon Jesus se gebedsversoeke toegestaan het, maar God het dit nie gedoen nie. God het saam met Jesus gely, saam hartseer en geestelike pyn ervaar. Dit wat met Jesus gebeur, gebeur met God onsse Vader ook, want Jesus is God en God is Jesus, en so ly Jesus en God vir ons en namens ons 'n dubbel hartseer smart. Dink 'n oomblik, né? Hy, die Here God, kon sy seun terugneem in die hemel in. God kon die skare uitmekaar jaag. God kon elke siel daardie oomblik uitdelg of sommer almal net in die hel gooi. God kon Jesus aan 'n kruishout laat hang, letterlik, dat hy niks voel nie, niks ervaar nie, geen pyn voel nie, maar hy het dit nie gedoen nie. Wat doen God? Die Vader neem nie aksie teen die boosheid van die mens, teen Jesus nie, nee, Jesus moet voor God na sy mensheid, vir al God se kinders sterwe. En nou, vandag herdenk ons Jesus se kruisiging. Maar kyk 'n bietjie om jou rond, op hierdie spesiale dag wat ons ten volle aan God moet wy. Waar is ons kinders van die Here? Waar is hulle? Waar? Jesus sê self waar hulle is. Ek hoor daar in Markus 14:41, toe Jesus die derde keer terugkom, sê hy, Jesus, vir hulle, slaap, dit is nou genoeg. En wat van my en jou? Slaap ons? Rus ons nog 'n bietjie saam met die disippels? Waar is my kruis wat ek moet opneem? Lê dit dalk hier op die grond langs my terwyl ek slaap? Terwyl Jesus se sweetdruppels soos bloed word, maar steeds onderwerp Jesus hom aan die Vader se wil. Wat moet geskied en wat sal geskied? Die smeekbede van Jesus moes die Vader hart uitmekaar geruk het. Hierdie oomblik is nog nie die ergste ontbering wat Jesus sou verduur nie. Nee, daar sal 'n oomblik kom dat God, die Vader, as te ware van hom af wegkyk. Wegkyk, omdat hierdie verskriklike straf vir ons bedoel was, maar Jesus tree in en neem dit op hom. Wat Jesus voel,
Dit voel God. Kan jy, wat hartseer ken, dink hoe moes Jesus gevoel het? Jesus het nie hier gehuil soos die dag toe hy teen die berg afkom en Jerusalem voor hom sien lê en al daardie mense wat verlore gaan gesien het nie. Maar Jesus se hart het gebloei in pyn, want die dag het hy bo van sy kruis af op die mense neergekyk, wat hy weet nie gered is of in God glo nie, wat sy kruisdood versmaai. Jesus het afgekyk na mense, hom wel ken as iemand, maar nie as God erken nie. Nou moet ons nog iets besef. Hierdie hartseer en pyn wat God moet ervaar deur van Jesus af weg te kyk oor wat alles aan Jesus gedoen word. Ja, van Jesus wegkyk omdat Jesus nou met sonde belaai sterwe. Hy moet wegkyk omdat die skare hom uitjou. Hy moet wegkyk omdat hy weet dat mense die offer nie na die waarde skat nie. Ja, hier in Getsemane loop die soldate hom tegemoet en hy word gevange geneem en hy word soos 'n misdadiger aan 'n onregmatige verhoor blootgestel. Sy lot is alreeds bepaal. Die geestelikes het besluit, Jesus moet sterwe. Hulle gewildheid is op die spel. Hulle is magsbehep en kan die gewildheid van Jesus eenvoudig net nie verdra nie. Ek hoor daar in Matteus 27 vers 1 dat die môre vroeg het al die priesterhoofde en al die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Ja, Jesus het die pad voluit vir my en vir jou en al sy kinders gestap, sodat ons, wanneer daar 'n tyd van beproewing kom, gelowig kan volg. Oë op die Here het Jesus gevestig. Daar is een ding wat ons moet onthou. Ons wat vandag lewe en kinders van die Here is, Christene. Ons het iets wat Judas nie gehad het nie. Die Heilige Gees van Jesus Christus. Baie maklik kan ons nou sê, ja, Judas verdien dit, Judas is 'n slegte man, hy het die Here verraai. Hy het Jesus in Getsemane vir 30 silwerstukke verraai. Maar as ons baie eerlik is, verraai ons nie vir Jesus maar soos Judas nie. Doen ons nie maar dieselfde wat Judas gedoen het nie, om so stadig van Jesus af weg te dwaal. Dit is presies wat Judas gedoen het. Want Judas het 3 jaar saam met Jesus geloop. Hierdie oomblik in die tuin van Getsemane gaan oor meer as verraad. Dit herinner ons daaraan dat geestelike of morele mislukkings selde met 'n enkele besluit begin. Dit begin eers met 'n leuen in ons eie skelm harte. Lees ons in Spreuke 4:23 as ook in Jeremia 17 vers 9 tot 10. Dit begin baie subtiel. Minder Bybel lees, minder bid, minder aan die Here dink, minder selfondersoek, minder liefde ensovoorts ensovoorts. Dis wanneer ons net soos Judas Jesus verraai. Want as ons stadig van die Here af wegdwaal, dan verraai ons Jesus en dis 'n baie ernstiger sonde as wat ons besef. En hierdie soort afdrywing, wegbeweging, dit begin in ons eie harte, het ons nou net in die woord gelees. Herken jou geestelike afdrywing in jou eie hart. Herken dit voor die Here. Terwyl ons die Heilige Week inbeweeg, oordink die volgende baie ernstig en nadenkend oor en wees baie eerlik met jouself voor God. Dink 'n bietjie oor Judas se verraad. Oordink dit so 'n bietjie. Oorweeg dan die volgende baie ernstig. Wat vorm jou hart nou stilweg daar in jou binneste? Wat ervaar jy in jou hart as jy so 'n bietjie oor Judas se verraad sit en dink? Is ons nie maar dieselfde nie?
Jesus in 'n diep lyding, worstelend met die gewig van wat sou kom. Dit beklemtoon sy menslike stryd, sy vrees en sy begeerte na 'n ander weg, 'n ander uitweg, maar sy uiteindelike oorgawe is aan die Vader se wil. Ja, laat my wil nie geskied nie, maar u wil, o Here. Dit wys vir ons dat selfs in ons diepste vrese, in ons grootste angs en in ons moeilikste omstandighede, keuses en situasies ons nie dan alleen is nie, nê. Jesus verstaan ons menslike swakheid en tog is hy as 'n mens 'n voorbeeld van perfekte gehoorsaamheid aan God, ons Vader se wil. Sy gebed in Getsemane was vir ons en het die ontsaglike liefde gedemonstreer wat sy Jesus se offer aangevuur het. Dit is 'n oproep om God se plan te vertrou, selfs wanneer dit oorweldigend voel. Die oorgang na die kruis, dis die hoogtepunt van Getsemane se vasberadenheid. Dit beskryf die fisiese lyding en die emosionele pyniging, maar draai vinnig oor na die doel daarachter, die uiteindelike daad van liefde, genade en Jesus se reddende versoening vir sonde voor God. Dit was daar sodat sonde oorwin is en versoening met God moontlik gemaak is. Die kruisiging is nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dit is 'n lewende waarheid wat ons waarde en ons vryheid definieer. Dit spreek van die radikale onvoorwaardelike genade wat God ons bied. Ons het dit nie verdien nie. Ons kon dit nooit verdien het nie. Dit is vrylik gegee deur Jesus se offer wat vergifnis, genesing en 'n nuwe begin bied. En bygesê vir almal wat dit wil hê, wat hierdie onvoorwaardelike genade wat God ons bied, wil ontvang. Die hemelvaart is en was nie net Jesus se vertrek nie. Dit is Jesus se triomfantelike terugkeer na heerlikheid, waar hy sy regmatige plek aan die regterhand van die Vader inneem, waar hy steeds vir ons intree. Ons kan die herdenking van Paasfees so formuleer. Van die rou folterende oorgawe in Getsemane, deur die diepgaande veranderende offer aan die kruis, tot die glorieryke, die hoopvolle triomf van die hemelvaart. Jesus het 'n pad van ongeëwenaarde liefde geloop. Sy reis herinner ons daaraan dat ons stryd gesien word, ons sondes bedek word en ons toekoms verseker is. Laat ons leef met die gemoed van Getsemane, die dankbaarheid van die kruis en die onwrikbare hoop van die hemelvaart, wetende dat ons Here regeer. Dit is waar ons vandag sit. Dit is waaroor Getsemane, die kruis en hemelvaart gaan. Hoe lyk jou hart voor die Here? Vat jy elke dag die woord van die Here en lees dit, om te hoor wat God vir jou sê, of stel jy nie belang nie? Dink jy nie dit is hoe God met jou praat nie? As jy wel so dink, wat dink jy dan, hoe praat God met jou? Net hierso in jou binneste, of deur sy gees? Nee, jy lees die woord en God praat met jou deur sy gees. Jy sak op jou knieë af en jy bid. Jy prys, jy loof en jy gee God al die eer vir Jesus Christus, vir wat Jesus vir ons gedoen het. God het alles gegee. Daar's niks meer wat hy kan gee nie. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God, vir wie hy so lief is. Van Jesus Christus, wat alles vir ons opgeoffer het, wat sy alles gegee het, vir jou en vir my, sondes, sodat ons gered kan word. En die Heilige Gees, wat deur die skrifte, die woord van die Here aan ons openbaar, sodat ons hoor wat God vir ons deur die woord wil sê. As jy stadig weggedwaal het van die Here af, hoor wat die Here vandag vir jou sê. Hy sê, kom na my toe.
Ek wag vir jou van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Up on that hill, they nailed him down, thorns on his head, the crowd all around. Through the pain, his mercy still came. I hear him whisper my name. Father, forgive them. They don't understand. Love held the nails more than the soldier's hand. Grace in the blood poured out for them. Mercy was singing. Father, forgive them. The thief cried out, Lord, remember me. He said, tonight you'll be with me. Even in death, his promise was true. That same forgiveness carries me too. Father, forgive them. They don't understand. Love held the nails more than the soldier's hand. Grace in the blood poured out for them. Mercy was singing. Father, forgive them. By his stripes we are healed, our sins washed away. The punishment that brought us peace was nailed there that day. Father, forgive them. They don't understand. Love held the nails more than the soldier's hand. Grace in the blood poured out for them. Mercy was singing. Father, forgive them.